Sal jy doen wat hierdie vers in die Bybel sê? Bely julle sondes eerlik, openlik teenoor mekaar en bid vir mekaar sodat julle gesond kan wees. Sal jy doen wat hierdie vers in die Bybel sê? Ons het in die verhaal van Jesus en die vrou in Simon se huis al na twee dinge gekyk. Die eerste is hoe Jesus liefhet, heeltemal anders as die hoogheilige veroordelende Simon. En dan het ons gekyk na hoe dat hierdie vrou reageer het op Jesus se liefde vir haar. Met haar alles sê sy onophoudelik dankie, dankie Jesus. En Simon, Jesus is in sy huis, maar nie in sy hartie. In hierdie video wil ek aansluit by 'n opmerking van die teoloog Fred Craddock oor hierdie teks. Oor die boodskap wat hierdie verhaal het vir die kerk, vir ons kerk. En ek lees dit stuk vir jou. Hy sê, "The price of this woman's way of life in the city has been removal from the very institutions that carried the resources to restore her." Haar openlike sondige lewe, haar sondes waarvan almal geweet het haar afgesny van wat sy nodig gehad het om herstel te kon word, om weer heel te kan wees. Simon se reaksie op haar, dit wat hy gedink het toe sy inkom, het gewys dat sy afgesny is en weggestoot is. Hy het mos gedink, as Jesus geweet het met wie hy hier te doen het, om daardeur te sê, ons ken haar, bly weg van haar. Craddock sê verder, what she needs is a community of forgiven and forgiving sinners. Sy het 'n geloofsgemeenskap, 'n kerk nodig gehad, want dit is 'n plek waar genesing plaasvind. Daar sou sy weer heel word, want she was ravaged, severely damaged by sin. En dit is belangrik om dit te hoor. Die kerk is 'n plek waar mense kan heel word. Tussen die mense van die kerk kan iemand heel word. Tussen ons kan stikkende mense heel word. Also oor die kerk gedink, oor ons kerk gedink. 'n Kerk waar mense heel word, moet 'n spesifieke soort mens hê. Mense wat weet dat hulle vergewe is en mense wat vergewe. Hoekom? Net eers iets oor mense wat weet dat hulle vergewe is. As ek nog nooit iets verskrikliks in my lewe aangevang het nie, in Openbare, almal weet daarvan sonde nie. Iets waaroor ek skaam is, waaroor ek veroordeel kan word, wat ek wil wegsteek, is dit dalk moeiliker om te verstaan dat ek vergewe is en wat dit regtig beteken. Mense wat regtig weet dat hulle vergewe is mense wat nie veroordeel nie. Dis mense wat weet hulle is in geen posisie om te kan oordeel nie, want hulle het self 'n storie. Hulle weet hulle is nie perfek nie, hulle weet dit goed van hulle self. Hulle weet ook, omdat hulle self daar was, dat 'n mens dieper moet inkyk in iemand se lewe. Jy kan nie op grond van wat jy op die oppervlak van iemand sien, 'n opinie vorm nie. Jy kan ook nie op grond van iemand se verlede jou mind oor hulle opmaak nie. Ons ken doodgewoon nie die harte van ander mense nie, en ons weet nie waarmee die Here Jesus in hulle harte besig is nie. Mense wat regtig weet dat hulle vergewe is, verwerp nie en sny nie af nie, hulle ontvang en trek nader. Dit is ook mense wie se fokus dankbaarheid is. Hulle leef by Jesus se voete en dit maak hulle nederige mense en daarom kyk hulle anders na mense. Hulle fokus is ook om God te dien en daarom is ander se sondes nie 'n bespreeksaakie, dit word 'n diengeleentheid. Uitreik na iemand, omgee vir iemand, lief wees vir iemand. Daar's baie mense wat 'n heel word plek kerk nodig het. Maar baie mense bly weg van die kerk en uit die kerk omdat hulle bang is, omdat hulle nie weet hoe die mense van die kerk op hulle sondes gaan reageer nie. Hulle vrees oordeel en hulle word nie gesond nie. Hoeveel van ons sukkel en struikel, maar ons is te bang om te praat. Ons steek weg of ons kruip weg of ons raak weg uit die kerk omdat ons bang is vir ons mense, terwyl ons mekaar se gebede en liefde nodig het om gesond te kan word. Craddock sê verder, this story screams the need for a church, and not just any church, but one that says, you are welcome here. Weer, mense het die kerk nodig.
In Simon se huis verteenwoordig Jesus 'n kerk wat laat naderkom, wat mense aan hom laat raak, wat nie veroordeel nie, wat medelee het, wat lewens verander, wat sê, jy is welkom hier. Simon, die godsdienstleier, verteenwoordig 'n kerk van oordeel en afstand, wat die verlede onthou, wat een kant hou, wat afskei, wat afskryf. In sy kerk word die wet nou geset gehou, daar's reëls, daar's orde, daar word nie foute gemaak nie, daar word reg geleef, dis 'n godsdienstige kerk, waar die vrou nie welkom was nie. Hoor hierdie stukkie kommentaar. This resourceful woman shows great love. For Simon it's not love, it's a mess in his house, a mess at his table. Simon is so veroordelend, dat hy nie die mooi wat hy die vrou doen, haar liefde en dankbaarheid vir Jesus raak sien nie. Hy mis haar mooi. Kan ook sê verder, let's be that kind of people, let's be that kind of church, a church that makes clear everyone is welcome at the dinner table when Jesus is our guest. Wees 'n kerk waar almal welkom is. Nie 'n kerk waar mense by hulle self dink oor ander soos wat Simon gedink het oor die vrou nie. As die mense mag geweet het wat in daardie man, as die mense mag geweet het wat in daardie vrou se lewe aan die gang is, of as die mense mag geweet het hoe sy verlede lyk. Nie dit nie. En dan voel party van ons dat dit nodig is, dat ons die ander mense in die kerk sal inlig, dat hulle ook weet wat in daardie man of vrou se lewe aan die gang is. En dis super hartseer. Dis Simon daai. Dis hoe dit werk in Simon se kerk. In Jesus se kerk is almal welkom. Almal. En hierdie is Jesus se kerk. En ons moet almal ontvang en lief hê, sodat mense wat stikkend is tussen ons, hier waar Jesus ook is, gesond kan word. Bely julle sondes eerlik, openlik teenoor mekaar. En bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Jakobus 5 vers 16. Baie dankie dat jy geluister het. My naam is Philip van Sion's Randkerk in Port Elizabeth. Die Here is lief vir jou. Die Here het jou onvoorwaardelik lief. En die Here is by jou. En die Here gee vir jou sy vrede. Goed gaan. Totsiens. O Heer my God, as ek in eerbied voor